Boerbokke is 'n geharde kruising tussen Europese, Indiese en inheemse bokrasse wat in die vroeë 1900s veral in die Oos-Kaap ontwikkel is. Die Suid-Afrikaanse Boerbokteelersvereniging is in 1959 amptelik gestig en deesdae bokspring die gewilde Afrika-diere die hele wêreld vol, terwyl die vraag na goeie stoetdiere die aanbod oorskry. Ons het 'n spogstoet op Bridgetown gaan bewonder. Die Nico Botha boerbokstoet buite Bridgetown kom al vanaf 1972 aan en is in 1982 amptelik geregistreer, wat dit een van die oudste boerbokstoete in die land maak. Casper en Loudien Beileveld bou sedert 2010 met groot sukses voort op die nalatenskap met gesogte stoetdiere wat rekords laat spat. Loudien, jy en Casper het nog altyd groot geword met boerdery. Ja, ons het nog altyd groot geword, al twee op 'n plaas. Dit is deel van ons. Dit is in ons bloed. En ons is lief vir die grond, ons is lief vir diere. Ons kan niets anders doen nie. Dit is deel van ons. En hierdie plaas is al 100 jaar in die familie. Ja, hy is 100 jaar in die familie. Ons is nou die 5de geslag. Vir ons 'n groot voorreg. Ons het 'n groot geleentheid gekry wat ons voor baie dankbaar is. Dit is nie vandag maklik om te begin boer nie. So die geleentheid wat ons gekry het ons met albei hande aangegryp. En Casper, jy het eers 'n bietjie Potch toe gegaan na skool, deel van daai sogenaamde pampoenboer. Dis reg, ja, ek het na skool het ek gaan swat in Potch by die pampoenboere en ja, toe suk Wallis toe. Hoe was dit daar gewees? Baie lekker. Ek was 3 jaar daar. Ek was eintlik voorstel om net 6 maande te gaan en toe werk ek 3 jaar vir die ou. Loudien, jy het eers modeontwerp gaan swat. Dis nog maar uiteenlopende wêreld. Ja, ek het modeontwerp gedoen, ek het my eie besigheid gehad. En ja, toe die pad my terug plaas toe gebring. 'n Dag het 'n jaar geword en toe op die oomblik is ek 3 jaar op die plaas gewees voor Casper gekom het. My sussie bly in Amerika en ek sou vir haar gaan kuier daai spesifieke Oktober maand. My pa het die pos geadverteer vir 'n plaasbestuurder en Casper het daai Oktober maand die werk gekry. Hy het die 12de Oktober begin werk, ek het die 16de Oktober Amerika toe gevlieg. Ek dink dit was daar rond. So ons het mekaar so 3 dae gesien. En ek was vir 'n maand vir haar gaan kuier en toe teruggekom. En ek moes teruggaan en ek het vir my pa gesê ek gaan nie teruggaan nie. Ek wil hier bly. Ek wil boer. Ek dink hy het regtig besef dit is regtig wat ek wil doen nie. En Casper, jy het seker nie geweet hoe jy nou aansoek doen vir die pos hier op Karreehoek dat jou toekomstige vrou wag hier vir jou nie. Nee, verseker nie. Ek was nog in Wallis gewees. Toe lees ek van 'n plaasbestuurdersvoorman op Bridgetown. Ek het skaars geweet waar Bridgetown is. Maar ja, toe het ek die werk gekry en min het ek geweet ek gaan my vrou kry. En hier is ek vandag nog. En Loudien, net voordat jy getrou het, is jou pa oorlede. En dis toe jy ook nou die boerdery oorneem. Ons twee was na mekaar gewees, so dit was lekker geweest laat hy vir Casper sy goedkeuring kon gegee het. Ek sê altyd, ek weet nie of ek 'n man sou gevat het as ek nie my pa se goedkeuring gehad het nie. En ja, die boerbokke was sy stokperdjie, maar hy het 'n absolute passie gehad daarvoor. En dit wat hy vir ons nagelaat het en waarmee ons kon voortbou, was iets wat ons net met al twee hande moes aangegryp het. Dit was lekker om voort te kon bou op die boerbokstoet en dit is vir my lekker om vandag miskien die bietjie erkenning te kry met die stoet. Want daar's harde werk en daar's klippekou in. En Casper, dis natuurlik ook lekker om te weet, julle doen iets reg, dis wat met die erkenning saamkom. Presies soos hy sê, erkenning dis mos altyd lekker om erkenning te kry en dis nie net altyd aan die skouprestasies wat mens gemeet aanraak nie. Vir my gaan dit baie meer oor opveilings op. Die feit dat mense bereid is om baie geld vir diere te betaal, dit sê tog vir jou, jy doen iets reg. Tydens die jaarlikse Black Tie veiling word die top 10 teelers van die land uitgenooi. Dis hier waar een van hulle oeye alle verwagtinge oortref het en teen 'n rekordprys van R320.000 verkoop is. Casper, julle fokus spesifiek op goeie stoetdiere en teelmateriaal. Dis reg, ja. Ons hoofteeldoelwit is om goeie stoetdiere te teel, manlik en vroulik, om beskikbaar te stel aan die stoetbedryf in Suid-Afrika en wêreldwyd vir boere om hulle kuddes te verbeter. Maar daar's 'n rede hoekom julle stoet en julle oeye so gesog is. Ja, en die Nico Botha stoet staan bekend vir sy oeye al jare lank. As jy die naam Nico Botha hoor, dan dadelik koppel jy 'n boerbokooi. En ons
dryf maar hy handelsmerk, sover as wat ons kan. En natuurlik 'n boerbok is 'n ander bok. Hy is nie 'n tingerige bok nie. Ja, dis reg, 'n boerbok is baie gehard. Ons boer ekstensief met ons bokke, behalwe die skoubokke wat nou ekstra voeding kry voor skoue. Maar die res van die kudde loop in die veld. Hulle kom 1 keer in 'n maand kraal toe, word hulle getel, dan gaan hulle weer uit terug veld toe. Maar hulle lam by die huis as gevolg van roofdiere, wat 'n groot probleem is by ons en vir die rekordhouding. Want die lammetjies op 'n dag oud moet hulle getag raak, wie sy ma, wie sy pa is en dit moet ingevoer raak na stamboek toe. Maar natuurlik vir teeldoeleindes is daai stamboek baie belangrik. Dis reg. Ons het 'n 5-generasie stamboom op ons bokke en teelers wil weet die bok, dis sy pa, dis sy ma en so dit is baie belangrik. En dit is vir my as boer ook belangrik want ek gebruik slegs ramme wat baie goeie maas het. 'n Ram teel altyd soos sy ma lyk. As dit 'n mooi ooi is, kan jy maar weet, ramlam gaan ook mooi ooe teel. Ja. En as ons nou kyk die volgende generasie. Jy het nou 2 mannetjies en 'n dame wat reg staan om verder te gaan met die boerdery. Hoe voel dit vir jou om te weet, kyk die generasie lê vorentoe, ons kan. Ja, verseker, ek is baie bly hulle toon baie belangstelling in die bokke. Ons verskil baie keer oor wat se ram ons moet gebruik, maar dit is lekker om saam met hulle te werk. Iemand het my nou die dag gevra, "Jong, nou watter ouderdom gaan jy oorgee?" Toe sê ek kan dalk oorgee, maar ek gaan seker nie ophou nie. Boerbokke is lankal ook nie meer die enigste vertakking op die plaas nie. Merino skaap, Persiese skaap, beeste, angoras en wild vorm als deel van die huidige boerderyportefeulje. Loudien, dit klink vir my asof die kinders net so saam boer as hulle hierso is. Ja, en hulle boer net so saam. Ma is maar die vredemaker party dae. Want almal het 'n opinie en dan jy weet ons ma is mos maar die middel ene wat almal tot bedaring moet bring party dae. Maar hulle is nou op kosskool. Almal is in die koshuis al van graad 1 af. Ja, en ma se hart moet maar sterk staan. Dit raak nie makliker nie. Ek maandagmôre bly maar nog steeds maandagmôre. En jy en Casper werk skouer aan skouer saam op die plaas, maar hoe verdeel julle die rolle? Ek is miskien vandag nie meer so heeltemal buitekant as ek wil wees nie. Daar's baie papierwerk, baie boeke, rekordhouding met die bokke. So dit is maar my groot deel wat ek doen. Maar ja, die lekkerste tye is maar om saam met hom in die bakkie te klim en saam met hom te boer. Die rolverdeling is maar eintlik nie rolverdeling nie, dis maar altyd ons is maar altyd saam. En wat sou jy sê maak julle stoet so gesog? Die aanpasbaarheid. Ons is 'n droë woestynklimaat. Ons diere pas regtig oral aan. So ek dink dit is regtig ons grootste voordeel. Ons is 'n gesonde wêreld. Ons het nie siektes nie. Mis jy ooit daai modegedeelte, dit wat jy gedoen het? Nee, eens amper nie. Ek sal dit nooit in my lewe verruil vir wat ek nou het hê. Jy het groot skoene gehad om vol te staan toe jy en Loudien in 2010 oorgeneem het. Maar ek dink jou skoonpa sou bitter trots gewees het met al die suksesse. Ja, ek hoop so en ek glo so. Dit was maar moeilik in die beginjare. Ek het nie boerbok agtergrond mee groot geword nie. Alhoewel ek baie van vee gehou het, maar ja, dit was groot skoene om vol te staan en ons het baie foute gemaak. Maar mens leer ook uit jou foute uit. Ja, en genadiglik is ons daardeur en ek is baie erg oor my bokke vandag. Hulle het 'n baie spesiale plek in my hart. En as jy nou vir iemand sou raad gee wat nou wil met boerbokke begin boer, wat sou dit wees? Doen jou huiswerk, gaan eers na 'n paar gevestigde teelers toe, kyk hoe hulle boer, vra raad en moenie eers te duur diere koop nie. Kry eers als onder die knie en raak dit wat jy doen baas en dan daarvan af stappie vir stappie. Geen rekord is veilig wanneer hul stoetdiere onder die hamer kom nie. En hoe dan ook anders, as goeie rentmeesterskap en 'n nalatenskap vir die volgende generasie jou dryfveer is.